Dis Saterdag aand, dis net na 5 en sorry vir die honde wat blaf. Ek staan hier buite met Roxy en almal is besig om vleis te braai, dit ruik al lekker. In elk geval, en ek word net weer herinner, jy weet ek is alleen hier by die huis, is ek en Roxy en Here herinner my hoeveel mense is daar wat alleen is. Ek praat met my covenant women, almal vrouens wat staan vir hulle huwelike, the return of the prodigal, en dis nie maklik nie. Baie keer plaas die Here ons in 'n tyd van isolation en ons verstaan nie altyd waar dit gaan nie. Maar ek kan vir jou sê, as daar iets is wat ek weet, ek is nou lank in hierdie isolation, in hierdie desert, maar ek kan terugkyk. Ek het laas Saterdag die geleentheid gehad om my getuienis te deel met 'n paar dames. En julle, ek kan kyk na alles waardeur ek is hierdie afgelope 5, 6 jaar van my lewe. Van die kankerdiagnose tot beklei vir my huwelik en my hele lewe wat in mekaar uitgeval het. My werk verloor, jy weet, ek het bedank in die onderwys, 'n ander werk gekry, my werk verloor. En nou is ek heeltemal in fulltime ministry. En dis bad in die sin van, die Here het my in hierdie isolasietyd, maar in hierdie tyd werk ek aan my ministry, ek is besig met my doktersgraad, ek kry die geleentheid wat ek voorheen nie gehad het nie, om mense te bedien, om vir mense gebede te skryf, om mense te bemoedig, wat ek nie sou gehad het, as ek nog voltyds in die onderwys was, of vir daai man gewerk het nie. En ek is dankbaar vir dit, ek is dankbaar vir dit wat die Here in my lewe gedoen het, maar dit sê nie, dit maak die alleenheid maklik nie. Dit sê nie die alleen aande waar ander mense by familie en vriende is en jy is alleen nie. En my inner circle van mense is almal mense wat ver is. En ja, jy's alleen. En ook, dit gaan nie oor vriende en familie nie. Dit gaan daaroor, jy soek jou man of jy soek jou vrou by jou. Jy wil op 'n aand soos vanaand 'n movie gaan kyk, 'n lekker ete gaan eet, of jy wil net in die bed opsnuggle met 'n lekker movie. En jy kan dit nie doen nie. Maar ek wil vir jou sê, as jy vanaand alleen is, as jy vanaand voel, Here, alles is net te veel. Want ek weet, die van ons wat hierdie pad stap, ons het alles verloor. Alles. Die opofferings wat ons gemaak het, die seer, die alleenheid, die hartseer, die verwerping, al daai goed, dit was horrible, maar ek wil vir jou sê, eendag, baie binnekort, gaan ons by 'n punt kom waar ons verstaan hoekom die Here al hierdie dinge toegelaat het. Hy het 'n doel en 'n plan, niks wat in ons lewe gebeur somme maar net nie. Dit gebeur, want God gebruik dit om ons iets te leer. Hy's besig om ons te vorm, hy's besig om ons sterker mense te maak. As ek kyk na my verhouding met die Here nou, en ek kyk na my verhouding met die Here 5 jaar terug, julle, ek het geweldig gegroei, en na die dag het ek gebid en ek sê, Here, vergewe my, dat ek baie keer net die negatief raak sien, en nie dankbaar is vir die trials en die tribulations nie, want die trials en tribulations is wat my gemaak het. Dit is wat my geleer het. En ja, dis seer, but nothing that is worth it comes easy. En ek weet, God het 'n doel en 'n plan. En ek wil jou bemoedig vanaand, al is jy vanaand alleen op hierdie Saterdag aand, it's okay. Gaan maak vir jou popcorn, gaan sit vir jou 'n movie aan, en ontspan net. Want binnekort gaan jou lewe so verander. Jy gaan nie weer tyd hê vir daai dinge nie. Want as God jou deur 'n proses sit, as jy in die woestyn is dit omdat God besig is om jou voor te berei vir dit wat kom. Kyk wat het met Jesus gebeur. Hy was in die woestyn gewees
En net nadat hy uit die woestyn uitgekom het, was dit tyd vir hom om in sy ministerie in te stap. En dit is wat die Here vir jou gaan doen. Geniet jou aandjie en ons gesels weer. Onthou wat ek altyd sê, don't give up, don't give in, because our God is always working. Shalom.